Moet ook niet vergeten vanavond, 25 minuten oor 5. Die hoofdwedstrijd, SVD in Boland. Ik geef weer oor van mijn ervaren collega, meneer Chris Josephs, Ali Pat van George. Ons het meneer Heinzie, die winafrichter van Bolandse B-span. Meneer, baie goede rugby opgedis. Je hebt een beetje in die wind gespeeld, eerste helft. Tweede helft in die wind, maar je hebt het goed gebruikt. Hoe voel je oor die wedstrijd? Voel baie goed. Die gasten hier SVD het ons lekker harde game gegeven. Ik zie die laities is vol talent van al twee spannen, Oorspan en SVD. Maar ons het net zo'n beetje meer gehad vandaag als SVD. Maar ik is trots op al twee spannen. Ik zie zelfs de coachingstaf van SVD ook. Great stap gedaan. Ja, ik denk dat is waar die game gaan. Ons kameraden is wat lief is van elkaar. Ik wil het voor je zeggen, sterkte met de rest van die laatste twee wedstrijden. En mag je om die en veilig terug wel door. Ach, baie dankie man. Jullie gas hier. Jullie is lekker in. Je bent jullie man. Dank je wel. Ja, zal voor je die contract regelen. Voor volgende jaar met wie dit komen. Mooi loopie. Recht zo, dank je. Goedemiddag, mijn naam is Rudy en sorry voor de laat inskakel. En via wat die zo in OP speel. En die score is nou op hierdie oomblik as het 7-0 in die WP se guns. En is WP wat die bal daar so afskop en is die 15 van OP wat net so 'n draai maak
En hy speel hom so na die 14 toe. Kom ons kyk wat die 14 gaan doen. Hierdie man lyk of hy baie wiele het. En hierdie man het baie wiele. Hierdie man wat werk. En hy vul op die 8ste man wat met breedte krag. Daai man van agteraf kom in haar toe. 8ste man wat ook weet. Kyk jy hoeveel spoed hy het. En die manne wat wys. 8ste man wat ook wys hy kan baie wiele het en hierdie vleuel van ander wat bietjie werk baie wat mekaar 'n bietjie so aanvat. Kom ons kyk wat WP gaan maak. WP het die lyn staan. Nommer 19 wat die bal het. Bruin pas af van Koen en dan is Joubert wat deur die gat en kom brilliant. Joubert ou springbok Marius Joubert se seun wat diens doen binne senter doen. Koen wat 'n brilliant box kick in die lug gaan opsit. Hierdie bal kan enige kant toe wip, maar hy wip en hy het hom amper self gekry. En dis die nommer 6 wat hom vat. Nommer 1 wat hom maar rip, maar ek dink hy het hom uit die bal het genok daar, maar hulle sê nee. Die bal was gerip. Kom ons kyk wat gebeur hierso. En is 'n bietjie nou deurmekaar, een vir jou en een vir my. Kom ons kyk wat die uitslaag van daai was, maar dit was 'n brilliant. En as dit dat 'n WP sommer in die eerste helfte in die eerste 13 minute sommer 'n change maak. En as hulle wat die 14 afhaal, ander ding wat sommer vroeg die head coach Courtney Hunt wat sommer in die eerste 13 minute of in die eerste 7 minute as ek dit so stel, dat hy sommer 'n change maak en die 14 vervang. Ja, dit is vroeg terugslag wat hulle wil sommer vroeg die bloed stop en dan is 'n man beseer hierso. En kom ons kyk. Die WP Academy het nou gespeel 18 borde se B-span op die B-veld en die skoor was daar gewees 19-12 en die WP Academy span wel dan half WP se Academy span afrigters wat goed gedoen het, Johnny Hosbon en Ari. Die manne het 'n goeie wedstrydjie gehad. Goeie blootstelling vir daai ouetjies van die Academy span, hulle wat 5 wedstryde speel in hierdie toernooi om geleenthede kry en mense wat jy weet hoe 'n Academy span werkie is ouetjies wat nooit van rugby skole afkom. Hulle speel vir hulle clubs en hulle is competitive rugby skole. Hulle is die manne wat speel om vir hulle ook geleenthede te gee. Dink is 'n brilliant initiative as 'n goeie wat WP skep. En is Koen wat die skrim vat, is terug na die aksie toe. Koen wat die skrim vat en in die bal wat daar opgetel word deur die 8ste man. 8ste man wat daar sommer met breedte krag op die voordelyn aankom. Koen wat so 'n bietjie kyk en is weer die nommer 6 flank, die kaptein wat so binne buite brilliant deursny. Daarso net so 'n klein voetwerkie van die nommer 6 flank wat daarso wil 'n bietjie wys kykie wat kan ons doen. Was 'n goeie optel af van die 8 waar daar deur gekom het en hy skare berokkel het daarso. En goeie begin daarso vir die WP span. Skore wat elke keer klik 12. Manne wat mekaar lekker aanvat. En kom ons kyk wat die nommer 10 van WP maak. Hy kom vorentoe. Brilliant skop af van die loskakel. Waar daar so die bal net so oorsit. Die Hugo Koen wat brilliant service gee op die 9 van die nommer 21 train wat nou in die starting was hier in hierdie game. Maar sien Noah deploy wat op die nommer 22 try dra, speel nou met 'n scrum cap. Man wat baie goeie vloede, goeie werk, die kaptein wat sommer so lekker name by bal sit. Dis wat jy wil hoor. En hy is goeie bewerk daar sommer daai manne. En is Koen wat so 'n bietjie kyk waar hy 'n brilliant pas af van die scrum skakel na sy die geleerde voet. Hierdie man wat besluit hy wil so 'n bietjie hard op die nommer 13. Maar 13 op 13 wat mekaar 'n bietjie haar so stil sit. En dan kom ons kyk wat ons gaan gebeur daar. En dan hoe sal ons sê die manne het mekaar 'n bietjie reg geneem. En hulle sê nee, kom ons hom op. Nommer 5-8
en nommer 3, hulle sê nee, kom ons hom op. En die ref wat sê manne, hy man is op die grond en so iemand weer dink is die hakkertjie wat daar op die rakpunt is en ja, dis wat ons vandag se rugby sien, die hakkers wat soos bull terriers is op die grond. Hulle wat sê ag rooi, maar dis toe nie uit nie en skop hulle die bal terug. En hierdie wat die 5 wat goed teruggewerk het, wat nou die bal daar opdra met breedte krag, hy wat so 'n jakkals draai gooi. Koen wat weer sy manne kyk, goeie paas van die skrimskakel en die ref sê dis manne, dis voordeel Siala kant. En as die 10 wat nou 'n grabbertjie deurgee en dan hy wat sommer die bal alleen, ja, maar dis wat jy wil 10 die manne en jy wil in instructions in bly. Hierdie manne kan dalk vinnig wees, maar goed raak gery daarso deur Joubert. Joubert wat hy man goed toegevou het daar onder die kombers. En as hierdie man wat daar opdra van OP, lyk soos die 16, manne se hande op die rak, maar die blaster sê manne, kaptein wat daar met van voorbeeld lê, wat sommer die 6 flankie, hy het sommer daai bal met breedte krag aangevat, soos enige 6 betaam, om seker te maak, coaches wat sommer sê, hoorie manne, ons gaan nie nog baie teken toe nie, ons gaan pale toe. En anders gaan net so, die manne wil niks verstaan nie. Die manne wat sommer besluit hulle gaan pale toe. Ek het sommer hier so van af van die skerm af wat ek gou die headcoach van die onder 12 Asie, Mr. T sê vir my die oplewering van die rugby hierso by Riversdal die onder 12 tournament terwyl hy man pale toe skop. Wat is jou indrukke oor dit? Ja, die standaard van rugby het werklik opgeneem. Seuns is meer voorbereid en speel doelgerig en bring definitief hulle skills, hulle vaardighede na vore, so 'n goeie standaard van rugby. Net so 'n vraag het jy ongelukkig mis daar so wat die mannetjie miskoop daar, maar om te sê dat nie enige span kan meer opdaag en dink hulle klaar die wedstryd in die sak en nou wat sê jy oor dit? Absoluut ja, so deeglike beplanning en voorbereiding en dan strategie and execution is important just to score some points on the day. Dat is die man, die stem wat jy hoor, dat is Mr. Titis, Martin Titis soos hy bekend staan, hy is die head coach van die onder 12 A's en hy skop die bal in die kaptein se hande in en Jan wat die man wat die bal opvat, kom ons kyk wat hy gaan maak, hy wys vir hulle so 'n bietjie ongelukkig, nou kyk die bal aan, maar die manne wat mekaar lekker raak ry en OP wat die gaan lê nie, die is nou OP se A-span teen en WP se B-span. Dis wat hier speel nou en die ouens speel baie goeie rugby en die ouens dra die bolle lekker in kontak in en kom ons kyk wat het OP hier in die sak. Kom ons kyk wat het hulle in die sak, of hulle enige geraamtes in die kas het wat hulle wil uitdaal hier so en gou 'n bietjie oefenveldbeweging het, goeie ingooi daar, maar 'n vaskop daar so, maar ek dink die ref gaan sê nee, kom ons begin weer. Goeie saffel daar van die manne wat mekaar so bietjie raak ry en mekaar 'n bietjie vat. Daar's nog so 6 minute oor van die eerste helfte, dan is die eerste helfte ook tot die einde kom en dit is wat daar plaasvind en kom ons kyk en is OP se oor en 'n skuif hy bal, die manne wat so beweging uitgeoefen het, goeie lyn wat klaar toe. Hierdie man is baie vinnig. Hierdie man het lyk of hy spoed het. Ja nee, ek dink iemand gaan hom kan stop aan nie. Die 13 wat vinniger skuif daar en 'n 3, 'n pragt oefenveld beweging 3 van OP wat hulle besluit om te besluit wat daar gebeur het en kom ons kyk, lyk my die skeieregter sê daar so 'n bietjie diskussie, nee, hulle confirm net en sê die 3 is aan 'n ding. En ja, die wat daar dan is die OP Kings wat hier so eerste tweede goud bloed druk en nou is die score is nou 5 en die ander ding is nou
As nou 14. En dan daar is uit ongelukkig enetjie mis geskop. Maar is nog 5 minute oor in die eerste helfte. En dan as die oop manne wat hier so 'n bietjie gesels met die manne en sê manne, ons moet vinniger maak seker man. Kom ons kyk. En die manne wat so seker maak, hulle gaan sê daar die ref gaan hulle straf. En die manne wat so bietjie deur mekaar is. Manne wat nou so 'n bietjie oop, wat nou so 'n bietjie die krane oopdraai en nou die bolle begin te rondgooi. Nou kom ons kyk. Manne wat nou so 'n bietjie dinge so 'n bietjie ronddraai. Die nommer 19 wat daar so besluit. En dan die manne wat nou WP wat nou weer 'n change gaan maak. Die manne wat besluit hulle wil sommer vroegdag. Die manne aanstuur nog 'n change wat gemaak word nommer 23 Messias. Wat die so saam met die coach bietjie gesels. Dit lyk of hulle die manne 'n moeilikheid gaan gee. En as hierdie OP span wat nou baie hard op Joubert wat hy bal onderskep het. Joubert wat hy bal onderskep het daar en dat die manne besluit dat kyk hier. Ons kan nie hierdie ding kan so doen nie en die manne wat nou brilliant speel en hulle wat nou vir die lyn staan gaan. Kom ons kyk wat hulle nou gaan doen. En is WP wat die lyn staan gaan voer. En ek dink hulle gaan seker hulle wat hierdie bal gaan doen. Ons kyk wat hulle gaan doen. So bokspring. Lyk of hulle gaan maal en lyk of hulle gaan het rolmaal opsit. Die Hugo Koen wat sy manne so 'n bietjie met hulle praat. Hy wat hy bal uitstuur. Is die 10 wat so binne buite. Brilliant wat daar deurkom. Goeie werk van die 10 wat hy attacking platform aansit. En die 10 wat 'n baie goeie beweging uitgevoer het en seker gemaak het hy kom 3 deur daar, maar ek moet vir jou sê 'n goeie verdediging deurgekom daar en nou gaan ek kyk of hy sy E3 kan verdoel en die skoor wat nou opskryf en die OP wat nog net 5 op die bord het, maar hierdie wedstryd is nog nie gewen nie. Ongelukkig waar die jong man hom net so regs verby stoot. Ek dink daar's nog seker nog so op 1 minuut en 'n paar sekondes oor en dis wat die ouens wil doen, seker te maak. Man wat daar so gou nog 'n man wat opgestuur word. Die Heiko bloedbesering daar so van een van die proppe van WP Rugby. Kom ons kyk. Goeie vat daar van die nommer 1. Hierdie nommer 1 wat die wêreld in die brand speel. Hy kan ook ek sien hy's ook baie Bana wat ook as 'n bietjie wat sê meneer, die raak geslagen voor hom. Ons wil nie nou nog enige hande binne in hy wedstryde inkry nie. Manne wat so Call is 8 blok.
En as nou halftyd manne wat nog wil speel en afragter sê nee, kom ons skop die ding uit. Manne wat nog wil kom en my naam is Rudy, ons is hier by Oakdale, eerste helfte van die B-span wat nou tot halftyd kom, skor is 19-5 in die WP guns.
En as die tweede helft begin, sorry vir die laat aansluiting, my naam is Rudy. En OP wat weer vinnig storm maak hier, wat hulle weer aankom uit 13 van wat die 3 vroeër gedruk het. Wat baie goed ingekom het daar in die lyn van agteraf ingekom. En kom ons kyk wat WP hulle nou gaan stop. En kom ons kyk wat hulle gaan doen. Hulle skop die bal uit. Dat is 'n brilliant skop af van die loskakel van OP. En die OP manne wat kom en die manne wat gaan kyk die afrigter wat sê hulle moet boelhouster. En ons weet wat beteken boelhouster. Dis net een ding en dit is dryf. En ja, dis wat gebeur hierso. Kom ons kyk. Dis OP wat die lyn staan daar het. Kom ons kyk wat gaan gebeur nou daar. Daar maak manne weer 'n change. Ja, jy kan kom met die manne hierso wel hier sit die goeters. Dis so 'n vinnige inslag daarso. Ons kom hierso. En hier's 'n jong man, wat sê jy, wat dink jy van wat gaan WP maak met hierdie wedstryd? Ooms, soos ek nou kan sien is die tegen WP 19-5. Die wenkant kan nog enige kant toe draai oom. En ons kyk wat EP wat inslaan, WP op defense. Geef wat sy advantage. Skramma wat speel, sterk loop die recess flank. Skramma wat uit daar. Wye bala. Die ref wat terugkom vir die penalty daar. Wat gaan OP maak? Hulle gaan tikskop. Sterk loop die recess flank. Skramma wat uit daar. Loskakel, center, woepwap, binne toe. Wat gaan hy maak? Gaan hy deurkom? En hy's daar. En soos die jongman sê, daar is die manne wat so binne buite en die blinde kant omgevang het. En ek dink WP was so 'n bietjie uit posisie uitgevang. Baie vinnig die 12 wat die lyne opgesom het. Kyk, maar nou wil ek vir julle sê mense, die Kayings is nou in die 4. Die score is nou 10. En kom ons kyk wat WP gaan doen. Sien die coaches kan nie hulle stilstaan kry nie. Manne praat hard, die manne gee die instructions deur. Maar OP se sterkte is nou in die lug. En nou wil OP vir hulle wys waar toe gaan kom. Ons kyk of OP hierdie bal gaan oorskop as dit 12-19 op hierdie oomblik. As die manne kyk hierdie nommer 10 van OP, kom ons kyk, jong man, 12 jaar oud. As 'n groot skop. Ons weet hy kom vorentoe en hy het nog net nie genoeg murg in sy bene op hy ouderdom nie, maar jy kan sien hy definitief die talent wat die manne kan maak. Ja, ek het soos ek gesê, die game kan enige kant toe gaan, 19-10 vir WP. Ons kyk wat gebeur. Nummer 10 met die bal in die hand. Nummer 10 skop hom in die hoek. 4 slot. Penalty WP. Wat gaan WP met die bal maak? Gaan hulle hom skop vir die kantlyn? Ons glo die loskakel wil so naas moontlik aan die kantlyn kom. Goeie skop deur die loskakel. Wat gaan hulle doen? Gaan hulle moe? Die hakker wat wag. Soek kos, hy soek kos. Wat gaan WP doen? Voor gerank. Ref wat sê nee. Skramma wat vannacht speel, hy speel hom wyd. OP wat hardloop. Dit kos keer sterk loop die referee. Goed doodgemaak daar. OP wat nou hulle sterkte in die lig kry is weer hierdie 6 flankie van OP is 'n nagmerrie vir WP. Daai man wat glad die bes gee nie. En as hierdie man nou kom in die nommer 9 wat net so agter daai man inskop het gesien, die man is in posisie. Hier kan 'n 50-22 kom en die nommer 9 wat so 'n jackals draaitjie maak, maar ons kyk of hulle hom gaan skuif.
Iemand gaan die bal moet skop, iemand gaan moet stop. En die 7 gaan nou hierdie bal moet dra. Daai man het die omsit. En die 7 wat daar moet breedte krag gaan. En nou sal WP hulle storie moet ken. As agtertoe nommer 17 en hy tel sy hand, trek sy handbreek af en hy gaan vorentoe, maar hy 6 flankie, kaptein van WP. En dis die nommer 10 wat besluit. Ons gaan hom net so oor die koppie skop. Joubert wat hom moet vat. Springbok, ou Springbok senter se seun, Marius Joubert wat die bal afvat. Man wat kom, nou iemand gaan hom moet skop. En dan wat ons gaan vir jou gaan sê, en dan die blazer wat sê, manne, as 'n hoogvat, en WP wat so uitsnap uit die tronk uit daar so, moet 'n ongelukkige hoogvat daarvan OP, anders dan was die Kayings in die 4. Ja, soos ek sê, OP wat hier terug staan hier so nie. WP, loskakel met die bal in die hand. Ons gooi wil hom so ver as moontlik uitskop om sy span op die voorvoet te kry. Stryk hom goed. Goeie skop daar. Wat gaan WP doen? Die coaches wat hier kan stil staan nie, hulle skree kom ons gebruik hom. Hakker met die bal in die hand. Spelers wat skree. Wat gaan hy maak? Gooi hom agter. Loskakel. Hier agter daar. Vrye. Goeie loopie daar deur die vrye. Loskakel. Die man van die bank af met 'n sterke loopie. Bal wat in die lug gehou word. En dan sê hulle, WP wat die bal gaan steel daar, nee, hulle sê OP sê nee, die manne het 'n bietjie vasgeloop daar. Die manne wat so deurgekom het daar, en dan moet jy sien daar, WP wat besluit het, hulle gaan nou omgaan, en hulle gaan weer 'n kantlyn opsoek. En OP wat nou steeds hou, en daar is nog so 10 minute oor, en daar is 'n 9 minute difference. Die koel is nog nie uit die kerkie, die dood, soos hulle altyd sê, die doodspyker is nog nie gekap in die kussie. Die manne gaan nog moet staan en mekaar kan bezig hou. En dan die WP wat nou weet, ons gaan hierdie een moet vat. WP, alles gewen sover. So, wat je aangee, ongelukkig van nummer 22. Wat sê nee, knock on. Coaches wat sê nee, dit was die enige aanslag nie. Maar die ref het die laatste sê, soos allemaal weet. Manne wat vroeg begin skrim en die ref wat sê nee, ons wag. Goeie skrim WP, die ref sê nee. Vryskop aan OP. Wat gaan hulle doen? Die skrimma wat vannacht tik. Speel hom wyd. Die stit. Nee, skies is die haker. Een sterke loopie, skramma wat so bykie voorwaai met die bal. Bal wat uitspaat, sterke loopie dier die jongman. WP wat hulle keer moet ken. Binne buite. Goeie verdediging van die 6 flank. Wat je aangee, nummer 13. Ongelukkig vir hom.
Oh, ja, sayang si kant rin af. Ongelukkig maak het net nie. WP se coaches op hulle voete. 4 slot van OP, sterk loopie. WP wat die bal kry. Ongelukkig nok hy om. Die refs en Niels kom terug vir die nok-on. (19-10) vir WP, 7 minute op die klok. 7 minute terug op die klok. So kom ons kyk wat WP gaan doen. En is OP se bal. OP het nog nie best gegee nie. Hierdie WP span as die B-span van WP en OP se A-span. En WP doen baie goed met hulle B-span teen OP se span. Kom ons kyk, is die 9 wat die bal voer. En is die 9 wat die blinde kan omgaan. En hulle change direction. Kom ons kyk, hierdie manne wil die bal deur die hand skuif. En is weer die groot buitensenter wat daar wil die bal opvat. Moet breedte krag, maar WP wat die deur in sy gesig toegeklap het. En hulle besluit hulle gaan hom opbou. En die ref sê nee, manne, sy gaan die bal moet los. Nou gaan die ref die kant toe, vorentoe, daai kant toe, jy die man omgedop, sê die ref. En al wat ons nou van WP gaan sien, hulle gaan die bal wil uitskop, want hulle wil in die onderkant speel, dat OP kan besluit. Daar besluit hulle dit 10 aan. En haar tackle Joubert wat die bal het, hierdie man is moeilik, en dis 'n brilliant tackle op die 13. Dis 'n groot tackle wat daar uitgevoer is op die 13 van WP, en hy 2 keer besluit hier by Oakdale, hoe hard die wêreld hier is. Hy kom af van Parelgem. Man, ek ken van harde wêreld, maar hier het Oakdale se aarde vir hom hard raak gery deur 'n OP speler, en ek dink is die buitensenter. Die man speel die wêreld aan die brand. Ja, soos ons sien, hy sit daar op die naad van sy... hy sit nou, die dokter is by hom. Nummer 23 wat die veld verlaat. Hy sê, hy is klaar. OP bal. Binne die 22 van OP, wat gaan hulle maak? Coaches wat skreeu, wys om hy kom weer. Ongelukkig is die bal aangeslaan deur WP. Skram vir OP. 4 minute oor op die klok. 4 minute oor op die klok. Ons weet nie wat hierdie manne van land gekry het, maar WP is nog in hulle middagslaapie. Dinge gebeur. Daar is nie meer baie tyd oor nie. 9 minute verskil. 9 punte verskil. 4 minute oor. Kom ons kyk. OP het die bal. Hulle gaan hierdie bal skuif so flat aangee. Brilliant gevat daar van die 10. En hy man is first man in, die ref sê nee. Sê maar nog 'n bietjie wag. Hierdie 6 flank speel die wêreld in die brand. Is haar man is wat iets nodig het. Nou wat 'n plooi. Hierdie man het baie spoed. En hy kykie waar hy pas hy ook, en hy het goed gedoen. Hulle klaar gediskus hoe hulle gaan dit doen. Hy man stef vir jou binne 'n telefoonhokkie. En die man het die nommer 20 en hierdie man ken dit een pad toe en dis Zimbabwe toe en dis vorentoe. En dis een pad en dis Zimbabwe, dis vorentoe en dis try time en dis een pad en dis rugby. Brilliant. Nommer 20, hy ken niks anders dan nie. Al wat hy ken, die bus is vol en ek hartewaardeer en dis 'n 3. Ek dink die coaches kan nou 'n verligtingstuk en die ouens sal nou verstaan. Ek dink daar's nou 'n geleentheid vir die manne om 'n bietjie asem te skep. Ja, soos ons sien, WP kan asem skep. 3 minute oor op die klok. 24-10 vir WP. Die loskakel, wat gaan hy maak? Maak hy het 26. Ongelukkig nie. Teen die reg op paal vas. Jy kan sien die smile op sy gesig. OP wat die game weer gaan begin hierso. Op Hoërland Beskool Oakdale.
Wangskop, wie gaan hom vat? Sterk, loopie deur die nummer 8. 3 man om hom plat te trek. Goed gedoen deur die nummer 10. Skramma vat sê, ek sit hom daar agter vir julle. Almal wat hard opskiet. 22 van OP, wat gaan hy maak? Hy sê nee, ek stuur hom weer terug, maar ongelukkig bly WP in die 22 van OP. Wat gaan gebeur? Gaan daar nog 'n 3 kom? 2 minute, 10 sekondes op die klok. Wat gaan WP doen? SWD, OP, sorry, ek het nou gedink is SWD en WP wat nou speel hierna. Wat is die span, wie speel hierna? SWD en WP, die A-span. We spelen nog 1 game hierna, nee, OP. Oké, dit is WP wat nou voordoor gaan, die mannen gaan nou, die coach praat van bully. Ik weet niet waar gaan die nummer 4 slot, sê ek, dat die van my bully nie, ek gaan voorhand toe. Hierdie nummer, en is OP wat die opgee nie, hier is hierdie 12 center weer, en hierdie man het baie spoed, wie gaan hem stop, dat is huis toe, dat is pala toe, dat is tankers oop, die petrol is aan, WP het die wiele nie, hierdie 13 center, wat weer deurgaan, en hulle gee glad die bessie, as 'n brilliant 3 van hierdie buitensenter. Ek sê vir julle mense, julle gaan sien hierdie man, wat vir jou kan wys, hy hardloop die hele 100 meter op die veld, wat hy sommer deur hardloop, en hier is dit alweer net 9 punte verskil, maar ek dink die tyd gaan teen hulle tel. Ja, soos ons sien, dis 24-17 hierso. 50 sekondes op die klok. Dink tyd is te min nou. Die WP manne wat stadig aangestap kom om tyd te steel. Hulle weet, as die tyd verby is dit hulle oorwinning. Die ref wat wag. WP wat aangestap kom. Hulle weet. 20 sekondes. Wangskop deur die loskakel. OP wat die bal vat uit die lug uit. Ref wat sê penalty WP. Wat gaan hulle doen? 10 sekondes op die klok. Gaan hulle hom uitskop? Sirene wat afgaan. WP wat sê nee. Ons is klaar. Eindtelling 24-17. Wat 'n game. Wat 'n game, die voor is afgespeel. Dit was regtig 'n goeie wedstryd wat afgespeel het. WP B-span teen OP se A-span. En ons moet sê, dit was 'n goeie wedstryd. My naam is Rudy en ek skakel nou weer by julle in die volgende 5 minute waar die spanne speel, waar die WP se A-span speel. Net hierna. Kom ons kyk.